Kykers, goeiedag. Baie welkom as u sopas ingeskakel is. Ek's Pieter Miller en vandag praat ons saam met Steven Stein en Dion Jacobs. Ja, mense, so ek wil net vir julle 'n bietjie net so 'n kort indeks gee van my lewe voor ek disabled geword het. Ek het 14 jaar vir Atlantis Foundries gewerk. Hulle outsource toe my job en ek doen hulle courier side vir Atlantis Foundries vir 4 jaar. En 2021 vra my broertjie vir my om vir hulle uit te help met 'n projek in die V&A Waterfront. En ons is agter in die bakkie en one thing led to another en die bakkie rol. En toe ek by my bewussyn kom, toe lê ek in die pad en die paramedic is besig om vir my wakker te kry. Kop is oopgekloof en die skouer is gekraak aan die een kant. My pelvis is geskeur. My rugwervel is geskeur. Toe die paramedic vat aan my regterbeen se voet, my regtervoet. Toe hy daaraan vat en toe voel ek maar ek kan niks voel nie en ek sê vir hom ek voel niks en toe hy aan my linkerbeen vat, toe sê ek nee maar daar kan ek voel. En ek is in die ambulans en in die ambulans op pad hospitaal toe blaas ek my asem uit. Die paramedic het vir my geresusciteer en ek kan onthou hulle het gesukkel met my by Mediclinic Milnerton. Gesukkel om vir my aan die gang te hou, want die pyn was te onverdraagbaar geweest. Dit was terrible, want ek het my hart, my longe, my niere, het almal seer gekry in die proses van die ongeluk. En ek het weer my asem uitgeblaas vir die tweede keer. En volgens wat my vrou verduidelik het, die spesialis gesê, hulle moet vir my onder sedasie plaas, want die pyn sal vir my doodmaak. En daarvanaf is ek vir 2 weke in 'n koma. Ek is 2 weke in 'n koma, masjiene hou vir my aan die lewe. En my vrou sit elke dag langs my bed in die hospitaal by Mediclinic in Milnerton. En na 2 weke kom ek by. Ek kom by na 2 weke en hier lê ek en my vrou sit langs my bed en sy vertel vir my van wat gebeur het en my been wat geamputeer is en hier lê ek in die hospitaal onder pyn. En ek sê vir julle, dit was baie terrible geweest. Geweldige pyn, elke movement wat ek gemaak het. In die tyd was ek op die adult Kimby. Ek moes gevoer geword het, want ek kon nie self geëet het nie. Ek was onder aarvoeding, al die tipe van dinge. En vir 'n groot mens van op daardie stadium was ek 40 jaar oud geweest met die ongeluk. Dit is nou 2012. Ek is 40 jaar oud en op 'n 40-jarige ouderdom Kimby te dra in 'n hospitaal. Dit was terrible. Dit was terrible, maar die Here het vir my daardie gevat. Regtig waar. Van die Kimby af en weer geopereer, want my spine het afgebreek by my pelvis. Toe moes hulle skroewe insit aan elkant van my heupe, want anders, ek kon nie beweeg het nie. Ek was basies verlam. Toe hulle die skroewe insit, toe moes ek weer gemobilise word. Ek moet geleer word hoe om in 'n rolstoel te klim, want dit ken ek nie. My bene mos nou geamputeer en dit was 'n geweldige aanpassing in die hospitaal. Ek moes weer getransfer word na Integral toe in Tiger Valley. Daar Intercare Centrum, daar word jy geleer om jouself te mobilise,
hoe om toilet toe te gaan, hoe om in jou rolstoel te klim en uit te klim. So, ek was, altesaam was ek vir 4 maande gehospitalised. Vir 4 maande van Mediclinic in Milnerton, daarvan was ek Intercare toe in Tiger Valley, altesaam 4 maande. En daarvan af toe hulle vir my ontslaan, toe moes ek by my skoonma gaan bly, in Dura, op 3de vloer. Ek word afgelei, my vriend lyf my af met my rolstoel. Hulle moet my opdra tot op 3de vloer. Want ek weet nie om te beweeg nie. Ek kan nie op kratsers beweeg nie. Ek het net een been en my een been wat oor was gebreek op 3 plekke. Hy het ook skroewe en 'n pen in. So, mense, dit is nou 'n mondvol. Dit was 'n mondvol wat ek vir julle nou vertel het. Maar dit is die inleiding van voor die ongeluk, tydens die ongeluk. En toe ek moes nou geontslaan word uit die hospitaal uit. Atlantis Alive. Welkom luisteraars by Atlantis Alive Disable Awareness Program. Dion het gesê ons is in die pragtige natuur van Chatsworth naby Mamasbury. Wat 'n wonderlike uitsig ons het hierso vanmiddag. Ja, my naam is Steven en ek sal vir julle 'n bietjie meer agtergrond skep van my situasie vandat ek disabled geraak het. Ek is die jongste van 5 kinders. Ons is oorspronklik van Stellenbosch. Ek was so op 10-jarige ouderdom het ons verhuis na Atlantis toe. Die stadium was ek in standaard 2, vandag sit ons graad 4. En toe met ons aankoms in Atlantis, my broer en my suster was al reeds in Atlantis. Hy het by die behuisingskantoor in Avondale, by die Avondale Civic, daar het hy gewerk. En dis hoe ons nou in Atlantis kom bly het. Wel, met die intrap in Atlantis, ek was by Avondale primêr gewees, het ek begin cricket speel in Atlantis, Gothenburg Cricket Club. Was hy onder 12 kaptein daar gewees. En ek het onder 12 volle seisoen gespeel. Die volgende jaar begin ons, was nog nie onder 13's gewees, toe speel ons onder 14. En ons het toe ons tweede game gespeel. En die klub het toe uitstapje gereël na Wolwekloof toe. En hierdie Saterdag moet ons nou, dit was 'n Sondag geweest wat die uitstapje was. Ons het toe, ek het 'n vriend van my het die laaste inkopies gaan doen vir ons ouers vir hierdie outing. Ons was almal excited geweest vir Wolwekloof. Ek weet nie of julle weet waar Wolwekloof is hier by Ceres se kante uit. Maar nieterwel, hierdie Saterdag het iets baie snaaks met my gebeur. Ek het 'n pyn in my been begin voel. En ek het toe winkel toe gegaan en teruggekom. Ek het vir my pa gesê, papa, hier's ietsie lekker met my been nie, want er was so 'n lam gevoel in my been. Hy het toe vir my gesê, kom ek smeer hom uit met Deep Heat. Hy smeer toe my been uit met Deep Heat, want ek moes nog sportmannetjie, hy is maar daar in die huis in. En hierdie aand Saterdag aan sy kant toe begin ek net 'n koers opbou. En as gevolg van die koers het ek begin braak. En my pa kon nie verstaan wat is fout nie. Susters, almal hulle is bekommerd. En die Sondagoggend gebeur dit nou dat ek net omval. My pa hulle neem my hospitaal toe, kom by Westvleur Hospitaal. Hulle kan toe nie fout van wat is regtig verkeerd met my nie. En hulle vra vir my pa, was ek al voorheen siek? My pa sê ja, hy het op 2 geleende het hy meningitis gehad, ruggraatkoors. Maar dat was nie so te erg gewees nie. Maar die simptome wat ek toe het is soos dieselfde van ruggraatkoors, die meningitis. En hulle sê toe, okay fine,
hulle sien nou, maar hulle is nie capable om vir my te help nie. Hulle plaas my toe oor na Tygerberg toe, hy Sondagmiddag. Sondag gekom daarso. Ek weet net ek was afgelei deur die ambulans. Toe as ek in 'n koma, die mense kon nie uitvind wat is fout nie. Daar kom toe 'n dokter met die naam van Dr. Bester. Ik kan hom mooi onthou, want hy is 'n baie gawe dokter gewees en hy was nog 'n chokkertjie van 13. Ek het net 13 was ek oud gewees. Man, hy sê toe vir hulle dat dit lyk of daar iets fout is met my immuunstelsel. My rooi bloedselle funksioneer nie so lekker met my wit bloedselle nie. So die rooi bloedselle attack die wit bloedselle en dit dat daar infeksie in my liggaam gekom het. En hulle vind uit dit is 'n kindersiek met die naam van meningococcal septicemie. Te kortel hom net af as meningococcus. En maar dit het al so in my liggaam versprei dat hulle kon toe nie my bene betyds red nie, want die alle lewe in my veral my voete was dood. Daar was net bloedklonte oral. Want dis wat die siek veroorsaak. Hy veroorsaak bloedklonte in jou bloedstelsel. En daai was as ek mooi onthou, die 18de Desember daardie jaar het laat my pa hulle laat inkom, was 'n Saterdagoggend. En hulle sê toe vir my pa, daar is 'n manier hoe hulle dit kan stop, maar hulle sal my bene moet amputeer of sê my voete. En my pa sê toe vir my, Steven, dis die situasie, wat moet ons maak? Ek sê vir my pa, maar hulle sê ook vir my pa, dat indien hulle nie gaan amputeer nie, gaan ek my lewe verloor. En my pa sê toe, ek sê vir my pa, papa, doen wat hulle moet doen. En daai woorde was nog eers koud hier, en die dokters kom met die trolley teater toe, hulle stoot my in. Soos ek sê, dit was die 18de Desember in daai jaar. As ek mooi onthou, is dit 1983. Ek is toe in teater toe, my pa is huis toe. Die Sondagoggend skrik ek wakker. En want ek sien net hierdie boog oor my bene. En toe ek onder die lakens so kyk, toe sal ek sien, jou bene is geamputeer. Man, het was ek kan Dion het voorheen gesê daai gevoel kan jy nie beskryf nie. Want hier het jy nou jou bene verloor. Dit is traumaties, maar aan die ander kant is dit die lyding is verby. Dis hoe ek met dit gedeel het op haar stadium, op haar ouderdom van 13. Ek het nie meer daai ordeal nie. Maar hulle was nog nie klaar gewees, want hulle moes toe die aangetaste weefsel in my liggaam moes hulle toe nou wegsny. En dit het hulle gedoen daai selfde Saterdag jaar. Die Sondag toe lyk ek vir jou soos 'n mummie. Man is verbande oral. My pa kom toe om net in te loer om te kyk hoe gaan dit met my. En hy kom in en hy sien en hy vra vir my as dit het hulle so gemaak, en ek sê vir hom ja. My pa is daar weg. Ek kon sien dit vir hom baie seer gemaak. Want ek was toch een dag was ek nog op en af in die straat, en die next oomblik lê ek daar in die hospitaal. En dis hoe dit gekom het dat ek my bene verloor het, dames en heren. Atlantis Alive. Ja, soos ek genoem het van my my lewe voor die operasie. Nou gaan ons praat oor my aanpassing in die lewe na die operasie. Soos ek gesê het, die operasie was gewees die 18de Desember. Hier lê ek in die hospitaal op 'n Kersfees. Jong mannetjie, man was met excited. Dis Kersfees. Al my vriende is daar buitekant, ek lê in die hospitaal. My pa kom kuier vir my.
En my broer bring vir my my Kerspresent. Horlosie, 'n PKD horlosie. Hy was my eerste horlosie wat ek ooit gekry het. En dis wat ek gekry by my broer. Dit kan ek onthou. En ek het hy horlosie so getreasure. Maar soos ek moet aanpas in die hospitaal, toe die operasie, toe ek begin siek raak het, was ek daai jaar in graad 7 staan dit 5 daai tyd. En ons was besig met die eindeksamen. So ek was na aan hoërskool toe gaan. Okay, ek lê nou in die hospitaal. Operasie is klaar. Ek gaan nog ander klein operasietjies ondergaan ek nog om die kleiner detail en veloorplantings, soos ek gesê het. Hulle het alle dooie vel van my liggaam afgehaal. Veloorplantings gedoen. Daai is 'n ander storie wat ek vir jou wil meedeel. Maar ek lê toe in die hospitaal en die dokter sê vir my dat ek nog nie moet slap lê nie. Ek is nog op skool. So hulle gaan vir my in 'n skoolprogram sit in die hospitaal. Nou vra ek vir die dokter, maar nou hoe? Hulle sê nee, ons het hier vir ons hierso. En ek word toe in die program ingesit. So ek was toe in die hospitaal en ook in die skool. En skool klaar gemaak het, toe sê hulle vir my nou, hulle gaan my ontslaan. Daai was die 4de Maart 1984 ja, word ek ontslaan. En kom by die huis. En ek moes natuurlik nog my rolstoel. En ons het 'n baie klein huisie gehad. 2 slaapkamerhuis. En alles is so beknop. Jy kan nie beweeg met daai rolstoel nie. En jy voel so frustrated. En my pa sê vir my, kalmte, vat dit dag vir dag. En ek was nog net so 2-3 weke het ek herstel by die huis. Toe sê vir my pa vir my, hy was skool toe, ek moet terug skool toe gaan. Nou vra ek vir hom nou, hoe? Hy sê nie, hulle het meneer Castor, hy was die hoof van Evandale. En hy sê nee, die hoof het reëlings gemaak dat hulle vir my sal kom haal by die huis en kom drop by die huis. En so is ek terug skool toe. En ek kry toen my in Augustus maand, ja, Augustus, September, kry ek my eerste stel bene. En wat 'n aanpassing dit ook moet wees, want jy het nou 2 bene waar jy moet op staat maak. En met my kurke, skool toe, ek kan nou een van my regterkant se been het hulle 'n stywe been gemaak, want nou loop ek nou so. En dit was 'n hele aanpassing gewees vir my. Ek het toe my standaard 5 eksamen geskrywe, geslaag. Toe moet ek nou hoërskool toe gaan. Gaan ek nou Atlantis nommer 1 toe. En wat ook want jy het jou vriende wat jy gehad het in die vorige klas, hulle is al klaar weg. Jou vriende wat jy nou het, gaan na ander skole toe. Hulle was toe na Proteus, meeste van hulle was Proteus toe, ja. Want hulle het toe meer in tegniese goed gegaan. Ek is mos bietjie meer aan die akademie kant. Ek is toe na my 1 toe. En daar het ek my hoërskoolloopbaan begin. 1988 het ek gematrikuleer by Atlantis as sekondêr. De 10A was ons klas vriende wat ek nou nog het, soos meneer Jeff Jainkies, hy is vandag Landros, meneer Jones, Edward Jones, hy is by West Coast College, meneer Gert Witboy, hy is by die Navy se, hy is 'n koerantmannetjie, soos meneer Pieter Miller is, hy is in die media gewees. Hy ran die Navy se magazine. Ja, dan is daar nog meneer Brown, Llewellyn. Hy is weer in parlement vandag. Hy werk saam met die Minister of Education. En ons het 'n baie goeie vriendskap opgebou wat ons vandag nog altyd is. En na matriek het ons gegaan, my vriende was UWK toe
Ek en my vriende het weer gegaan, van ons het gegaan na Pentek toe. Daar is meneer, het ek vir Dean Mitchell ontmoet. Hy is weer op 'n stadium, was hy die takbestuurder van Standard Bank in Atlantis gewees. En hy werk vandag by die lughawe. Hy werk vir die lughawe agency. So, dis al my vriende wat ek opgebou het. Mense, dis my strukture, behalwe my familie. Wat baie wonderlik was met my in hierdie tyd. My bygestaan, jy weet, ek was, jy's jonk, jy moet aanpassings doen. En dis die mense wat ek op my pad gehad het, wat my oorkom het, die challenges. Hulle het my soos gewone mens laat voel. Hulle het vir my gesê, jong, jy sê dis able. Ek het ook begin weer cricket speel by die skool. Ek was die kaptein van Atlantis Senior Sekondêre se cricketkap se span gewees. Ek het begin 'n klub cricket speel, maar ongelukkig kon ek nie dit floreer nie, want die reëls in die klub cricket sê jy kan nie van 'n runner gebruik maak as jy nie op die veld seer gekry het nie. Maar ek kom ons nou in met 'n besering, of soos ek sal maar sê, met iets wat waar ek nu kan hardloop. So ek het 2 games gespeel vir die klub en die passie was nog daar. Ek het scores opgesit. Ek kon nog net nie hardloop nie. En dis hoe ek my lewe na die operasie van 1982 het dit gebeur. Maar life goes on. Atlantis Alive. Mense. En daar is ek nou op 3de vloer in Dura met 'n rolstoel. Ek is in afwagting vir my prosthetic leg. En sê so voor Kersfees kry ek nou my prosthetic leg. My eerste standaard prosthetic leg. Ek het so geweldig baie geval met daai been. Dit was so 'n vernedering gewees, want daai been het so snaaks gewerk. Steven het nou verduidelik, die een been het hulle 'n stywe been gemaak. En daai been van my was heel op 'n ander vlak. Daai been is nou nie soos hierdie been wat ek nou vandag aan het nie. Hierdie been is nou weer meer computerized. Hy word gecharge. Ek charge vir hom Woensdae en dan charge ek vir hom Sondag. En hy die been memorize my movements, my gewig, die spoed waarteen ek my tree gee en al die buig. As ek nou so maak, dan kan hy gaan vaskop, skop hy nog vas. Dit is hoe hierdie been werk. Hy's computerized. As ek nou vir julle kan wys. Hy is nou so opgebou en dit is nou dit is waar ek vir hom charge. Dis hoe hy gecharge word. Dit is die computer. Hulle noem hom die Real 3. Hy is baie meer veiliger as die been wat ek gehad het voor ek hierdie been gekry het, my eerste prosthetic leg. Maar daai been het vir my so seer gemaak. Hy het vir my baie laat val. Daar was wat jou stomp so sensitief raak dat jy nie eers jou prosthetic leg kan dra nie as gevolg van die geweldige pyn. Want kykers moet onthou, my been is geamputeer deur die knie. Daar is 'n verskil van amputations. Daar is 'n verskil. As 'n mens se amputation, jou been geamputeer is bo jou knie, as jou movements geweldig minimaal. Jy het nie veel opsies en die kanse vir jou om te val en nog beserings op te doen is geweldig groter as 'n prosthetic leg wat 'n mens kry wat onderkant die knie is. Ons noem dit 'n hamer. As 'n mens so amputation het, dan het jy jou eie knie. Mense, om jou eie knie te hê is so 'n geweldige benefit wat 'n mens so van selfspreke net aanvaar as normaal en so almal
kan move soos wat ons. Soos die Bybel sê, as 'n perd met 4 bene struikel, hoe te meer 'n mens met 2. En nou sit ons met 1 been en Steven het 2 proteses. Ek het 1 protese. Dit is 'n geweldige aanpassing. En om vir jou seer te maak is so gou. En as jy val met jou bene of sonder jou bene, jy kan nie keer nie. Jy kan nie keer nie. Jy moet nou net probeer om nou weer vir jouself op te tel. In baie gevalle as ek geval het en my vrou probeer vir my optel, dan kan sy my nie eers bystaan om vir my te help nie. Want ek is so ongemaklik in die posisie wat ek geval het en jy het plek waar jy moet gryp en wat jy jouself moet opbeer. Dis moeilik. Mense, dis moeilik. En dit is nou 11 jaar wat ek nou moet gebruik maak, of so Steven gesê, dat rely op ons prosthetic legs en so. Dit is 'n geweldige aanpassing. Atlantis Alive. Onder die operasie wat ek ondergaan het, was hulle moes my bene nou amputeer. Toe het eers begin met my voete. En soos ek ouer geword het, jy weet, ek was mos, soos ek gesê het, was 13 jaar oud gewees. Die been groei. Daar was veroorplanting so my bene gewees. So as die been binne-in groei, ek praat nou van die been binne-in, dan die vel reik nie saam met die been. En elke keer moes ek vir operasies gegaan het. So op hierdie oomblik, as my bene net so onderkant die knie, so omtrent so 'n stuk, as hy onderkant die knie geamputeer beide kante. En soos ek gesê het, ek het al my eerste prosese was het ek in 1984 gekry. Ek het al deur, as ek kan mooi nou sê, 3 stelle gegaan. Ek het begin werk en ek het toe ek kon toe mos nog medies bekostig. En ek het my toe mediese bene laat kry. En hierdie bene was so oulik gewees. Ek weet julle ken van natuurlik nou vir Oscar Pistorius, soos hy in hardloop om hulle kom met die blydrane. Nou hierdie bene het so 'n blyd in gehad. Hy het fantasties geloop. Daar was so 'n huppel in jou in. En maar soos ek nou ouer geraak het en jy weet, mediese fonds is duur. Toe moes ek maar terugval na die staatsbene toe, en op hierdie oomblik loop ek met 2 die staat het nog al improve met hulle bene, maar hulle het nog nie hierdie blyd funksie van by die voetstuk nie. So ja, maar die bene wat ek dra, soos ek dit nou my 5de paar bene wat ek nou al het. Baie dankie. Atlantis Alive.